Blessings familie, vrede in Jesus naam, wat 'n voorreg. Ons is besig met die ligreeks en ons is by ons derde week. Laasweek het ek gepraat oor die voordeel van lig, die heel eerste week het gegaan oor die afwesigheid van lig. En ek voorsien en ek sien hoe lig deurbreek in lewens soos nog nooit van tevore. Let us embrace the light of God. Bybel sê dat God is lig. Die opening van sy woord bring lig. Dit gee die eenvoudig, of maak die eenvoudig is verstandig. En so, ons is kinders van die lig. Sons of light. Prys die Here, halleluja. En ek wil vandag praat, ek het dit laas week genoem, oor wat blokkeer die lig. En dit is eintlik 'n vraag. Ek wil die vraag beantwoord. Ons is steeds besig met die ligreeks, maar ons weet ook dat lig kan geblokkeer word, jy sien. En kom ek noem gou hierdie ding, dat wanneer ons kyk na lig wat geblok word, dan beteken dit daar's 'n voorwerp, daar's 'n object. Kom ons lees gou in Hebreërs 10, ek dink kom ons begin daar, voor ons verder gaan, kom ons begin daar, Hebreërs 10, en dan lees ons versie 1, ek lees uit die, kom ek net die regte vertaling vir u kry so, die New King James Version, hy sê, for the law, having a shadow of the good things to come, and not the very image of the things. Die NIV sê, the law is only a shadow of the good things that are coming, not the realities themselves. Ek hou van so deur die verskillende vertalings te gaan, want dan kry mense 'n goeie idee van wat die skrif sê. Die 1983 vertaling sê iets soos dit. Hy sê, die wet van Moses is slegs 'n skadubeeld van die weldade wat sou kom, nie 'n werklike beeld daarvan nie. So, familie, dit is baie duidelik, as ons kan sien hierso dat, en ek wil praat oor die dinge wat die lig kan blokkeer. Onthou, dit is die hart van die Here dat ons in lig moet wandel. Het is God se wil, dit is sy begeerte, dat ek en jy in lig moet wandel. Dit beteken die Here wil hê, daar moet duidelikheid wees, ons moet in clarity lewe, en jy weet mos wat bring clarity, ek praat mos Engels, Afrikaans, jy weet, clarity bring confidence, so die Here wil hê, ons moet in confidence lewe, die Here wil hê, ons moet in sekerheid lewe, God wil hê, daar moet geen verwarring is in ons lewe nie. Jy sien, donkerte bring verwarring, duisternis bring verwarring, blindheid bring verwarring, dit maak dat jy rondtas, dit maak dat jy struikel, dikwels, maar lig, daar's 'n skrif wat ook sê, u woord is 'n lig vir my pad en 'n lamp vir my voete. Dit is nou die opening van die woord, dit is die lewende woord, wat die lamp vir jou voete is, wat die lig vir jou pad is. En ek wil praat veral oor die dinge vandag, wat die lig blokkeer. Nou, kom ons kyk gou eers net, die skrif sê in Hebreërs 10 vers 1, hy sê dat die wet is 'n skadu van die werklikhede wat ons alleenlik in Christus kry. Nou wat is 'n skadu en hoe ontstaan 'n skadu? Baie kortliks, 'n skadu is 'n donker oppervlakte of 'n donker area. En hoe dit ontstaan is wanneer 'n voorwerp lig blokkeer. So met ander woorde, as ons nou enige iets vat, is daar's 'n oppervlakte en daar skyn lig. En as daar niks voorwerpe voor die oppervlakte is nie, dan sien ons net die lig, die skynsel van die lig, en ons sien alles duidelik.
Jy sien, ons daar's niks verborgen nie. Alles is sigbaar, alles is duidelik. Maar wanneer daar 'n voorwerp is voor hierdie oppervlakte en lig skyn, dan keer die voorwerp dat ek en u agter die voorwerp kan sien. Wat ook dan gebeur is dat hierdie voorwerp gooi dan nou 'n skadu. So dit is wat 'n skadu is en dis hoe 'n skadu ontstaan. 'n Skadu is 'n donker area en dit word veroorsaak wanneer lig op 'n voorwerp skyn. En is baie interessant wanneer ons daaraan dink. En dit is presies wat die wet was. Jy sien? En ek gaan oor 'n paar goed praat. Wat lig, die lig van God, die lig van die waarheid kan blokkeer in 'n mens se lewe. En ons verstaan natuurlik ook wat dit veroorsaak wanneer lig nie deurbreek nie, wanneer lig geblokkeer word. Maar hier is 'n paar goed wat ek wil oor praat. Jy sien, dat die wet is dan 'n skadu. En wanneer ons praat van die wet, jy weet, jy kan gelowig is, dan kan jy 'n wettiese godsdiens hê, of 'n wettiese leefstyl. Dit is wat gebeur het met die Galasiërs, waar hulle het in die gees begin. Paulus vermaan hulle, hy sê vir hulle in Galasiërs hoofstuk 3, hy sê, wie het julle betower? Who bewitched you? Want julle wat die waarheid geglo het, julle wat Christus letterlik voor julle was hy afgeskilder as gekruisig, en nou as julle gemislei, my vertaling, Paulus sê, julle het in die gees begin, wil julle nou in die vlees eindig. Met ander woorde, hulle wou nou deur die wet geregverdig wees, nadat hulle deur die gees, deur geloof in Jesus Christus, was hulle geregverdig. Maar daar was natuurlik bedrieërs wat gekom het, verleiers wat onder die volk ingekom het, en die volk mislei het met hulle godsdiens, en hulle leringe, en nou spreek Paulus hierdie Galasiërs aan, skus tog, en hy sê, wie het julle betower? Wie dit aan julle gedoen? En so dit is nou gelowiges wat nou wetties geraak het. Hulle het nou 'n wettiese godsdiens, wat outomaties nou veroorsaak, skus tog, is dat die lig van God se waarheid, die lig wat deur God se gees kom, kan dan nou nie in hulle lewe deurbreek nie, kan nie in hulle lewenswandel deurbreek nie. En wanneer God se lig nie kan deurbreek nie, word baie dinge geaffekteer in 'n mens se lewe. Jy skiet kort aan baie dinge. Jy skiet kort, daar kom 'n gesukkel. Jy weet, jy praat van jouself as jy het 'n beggarly mindset wanneer die lig nie deurbreek nie. Ek praat van wanneer daar nie insig is nie. Die lig verwys na insig. Die lig verwys na begrip. Die lig verwys na verstand. Die lig verwys daarna dat die woord van God vir my oopgegaan. Ek wandel nou in die waarheid. Ek wandel in lig. As daar 'n probleem kom, die probleem is nie vir my 'n probleem nie, want daar's 'n groter realiteit. Die lig maak dat ek die groter realiteit sien, wie Christus in my is, die hoop van heerlikheid. Jy sien, wat gebeur wanneer lig ontbreek, insig ontbreek, wanneer begrip ontbreek, dan kom daar outomaties 'n klomp ander dinge in. Ek begin praat soos iemand wat in behoefte is, alhoewel daar behoefte is, maar nou word die fisiese, die tydelike behoefte, word 'n groter realiteit, omdat die lig, die begrip, die verstand, die insig van God se woord ontbreek in my lewe. Maar die dinge wat hierdie goed, wat die lig laat blokkeer, is 'n wettiese godsdiens. Jy sien, en die wettiese godsdiens, soos die skrif ons sê in Hebreërs 10 vers 1, is 'n skadu. So die wet blokkeer die lig. Jy sien wat die gebeur? En wat ek nou mee sit dan, is net 'n skadu. Maar dit is die wet wat daar die skadu veroorsaak.
En dit maak dat ek tekort kom. Dit maak dat ek nie kan sê, soos die psalmdigter in Psalm 23 kan sê, waar hy sê, die Here is my herder, niks sal my kort kom nie. Maar wanneer die lig ontbreek, dan kom daar kort in my. Ek het 'n mentaliteit, ek het 'n mindset van tekortkoming. Al is dit so in die fisiese, maar wanneer jy die lig van God het, die insig en die begrip, dan al is die natuurlike dinge daar, maar ek lewe nie asof dit my beheer en domineer. Ek sê, dit is die mooiheid wanneer 'n mens die lig het van God se woord, die verstand, die understanding. Ek weet net, man, ek weet nie hoe dit gaan gebeur nie. Dis nou iemand wat in die lig met lig beweeg. Ek weet nie hoe dit gaan gebeur nie, maar ek weet God gaan vir my voorsien. Ek weet nie hoe dit gaan kom nie, maar God het al reeds voorsien. Dit is lig wat praat. Dit is 'n ligmentaliteit. Jy sien, daarom is dit vir my belangrik in hierdie reeks dat ek vir u, ek moet u uitdaag, familie. Jy sien, ek en iemand gaan sit weer, ons moet weer gaan sit en ons moet gaan ondersoek instel. Wat is dit wat die lig van God se woord blokkeer in my lewe? Baie keer is dit vleeslikheid. Baie keer is dit die natuurlike. Paulus skryf in Korintiërs, hy sê, die natuurlike mens ag die dinge van die gees as dwaasheid. Vir hom is dit foolishness, dit is onsin. Dit is nou vir die natuurlike mens, iemand wat in die natuur beweeg en wat deur die natuur beheer word, wat natuurlik ingestel is. Paulus gaan verder en hy praat oor die vleeslike. Hy sê, ek wil so graag vir julle met vaste spys gevoed het. Maar hy sê, ek was nie in staat nie, of julle was nie in staat om het te ontvang nie, want julle is nog vleeslik. Ek sê, dit is wat vleeslikheid maak. Dit blokkeer die lig. Dit blokkeer dit wat God vir ons net in die lig kan gee. En as iemand wat dit vandag moet vat en dit moet onthou wat ek nou gaan sê, moenie vergeet in die donker tye wat God vir jou in die lig gesê het nie. Daar's dinge wat God vir ons in lig geopenbaar het en deur lig geopenbaar het. Met ander woorde, diep waarhede, openbarings, verborge dinge het God aan jou openbaar. En dan kom dat tye van donkerte. As ek praat van donkerte, dan praat ek van omstandighede, dan praat ek van hierdie natuurlike, hierdie fisiese dinge, wat die lewe net wil donker maak. Maar in die donker tye, in die moeilike oomblikke, moenie vergeet wat God vir jou in die lig geopenbaar het nie, wat God vir jou in die lig gewys het of gesê het nie. Dit is so belangrik, familie, dat ek en jy nie moet deur die tydelike blind gemaak word nie. Die Here is ons lig. Jesus het gekom, hy sê dat die lig het in die wêreld gekom en die lig was die lewe van die mense. En die wêreld het die lig nie aangeneem nie. Nou gaan hy verder, hy sê, hy het na sy eie mense gekom en sy mense toe nie aangeneem nie. Hierdie lig is die lig wat vir ons lewe bring. As daai lig, die openbaring van God se woord, die verstand van God se woord, die insig, die begrip wat vir ons lewe gee, wat vir ons energize. Jy sien, jy kyk anders na die lewe, jy praat anders, jy's afgesonder. Jy sien, lig en heiligheid het 'n baie nou verband. Dit is eintlik basies een. Want kom ons kyk gou net, ons gaan weer die analogie gebruik van iets wat donker is. Ek kom in 'n donker vertrek en ek het dalk 'n flits in my hand, 'n klein liggie in my hand, flitsie in my hand. En ek werp daai lig of daai flits op 'n voorwerp in daai donker vertrek. Wat nou gebeur is dat daai voorwerp word geëlimineer. Dit word uitgebeeld, dit word uitgesonder. Nog 'n beter woord, dit word afgesonder
van die res van die voorwerpe. Maak nie saak hoe baie voorwerpe in die donker vertrek mag wees nie, maar die lig wat op hierdie spesifieke voorwerp val, sonder dan die voorwerp af. Wat sê ek vir u vandag? Dat selfs ek en u wat in die lig wandel, is afgesonder in hierdie wêreld, wat beteken ons is heilig. Dis eintlik wat heiligheid beteken, afgesonder in 'n donker wêreld, omdat die lig van God op ons skyn, omdat God, Christus, die hoop van heerlikheid, die lig is nou binne in ons, en wat nou gebeur, ek word nou een met daardie lig. Wanneer Christus in jou en my woon, word ons nou een. Ons smelt, ek smelt nou saam met hom, as het ware. En nou sê die skrif, dat ek is nou die lig van die wêreld. Die Here Jesus gaan aan, hy gaan verder om te sê, hy sê, 'n stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Hy sê, julle is die lig van die wêreld. Ons moet nie onder 'n maatemmer wees nie. Met ander woorde, nou word die lig dan geblokkeer, omdat onder 'n maatemmer is. En vandag, familie, is die vraag, die uitdaging is, wat is die maatemmer? Wat blokkeer die lig van God in jou en my se lewe? Wat maak dat ek en jy soos 'n skadu rond beweeg in hierdie donker wêreld? Jy sien, in hierdie donker wêreld kan ons nie soos 'n skadu wees nie. We cannot operate as a shadow. Because people are desperate for answers. People are desperate for solutions. People are desperate for favorable outcomes. En die antwoord is die lig. Is net lig wat duisternis kan uitdrywe. Soos Johannes sê in Johannes hoofstuk 1, hy sê dat die lig het die duisternis uitgedryf. Die duisternis kon nie die lig staan nie. En hierdie lig is Christus Jesus in ons, maar dit word ook nou ek en jy, wat met die lig rond beweeg. Jy sien, wanneer die geestelike realm na ons kyk in hierdie wêreld, dan weet hulle presies wie shadows is en wie lig is. Die shadows is hulle wat onder 'n maatemmer is. Die maatemmer kan die wet is, die maatemmer kan vleeslikheid is, die maatemmer kan iemand is wat deur die natuurlike beheers word. Jy sien, en het kan aangaan. En daarom ek en jy vandag seker maak, ek moet gaan vasstel, ek moet gaan identifiseer, wat blokkeer die lig. En wherever ek en jy kom, as ons met die lig beweeg, sal duisternis nie kan staan vir ons nie. Wat is deel van die donkerte of van die duisternis? Dit is siekte, dit is armoede, dit is tekortkoming, dit is al hierdie vleeslike en die duiwelse dinge, wat van die duiwel af is. Maar wanneer die lig opgedaag het, dan kan die duisternis dit nie staan nie. Jy kan in 'n donker vertrek ingaan, pikdonker, maar wanneer die lig aangeskakel word, dan vlug die duisternis. Ek wil afsluit met hierdie. Jesus kom by die graf van Lazarus. Ons weet Lazarus was al 4 dae oorlede. Hy was 4 dae dood. Soveel so, hy het al gestink. En hulle vat hom na die graf van Lazarus toe. Want Maria en Magdalena sê, Here, as u hier gewees het, sou ons broer gelewe het. Maar Jesus sê, vat my na die graf toe, waar het hom neergelê? En hulle vat hom na die graf van Lazarus, en voor die graf was 'n steen. En Jesus sê vir die mense wat daar staan, hy sê, neem die steen weg. Neem die blokkade weg, sodat die lig van God, my vertaling, kan deurbreek en dat Lazarus uit die dood kan opstaan. Hy sê eintlik vir Maria en Magdalena, die susters van die oorledene, sê, as julle glo, sal julle die heerlikheid van God sien. Die heerlikheid van God het alles te doen met lig.
Want nou staan Jesus voor 'n donker omstandighede. Hy staan voor die dood. Die dood is donker. Die dood is duister. En Jesus sê, neem die steen weg. Vat die blokkade weg. Iemand moet vandag hoor, jy moet die blokkade wegneem, sodat die lig van God kan deurbreek. Sodat omstandighede kan verander. Sodat die voorsiening kan kom. Die voorsiening is eintlik daar, maar die blokkade maak, dat ek en jy die voorsiening nooit smaak nie. En is dit nie interessant nie, Jesus het die steen weggeneem nie. Hy het vir die mense gesê, hy het 'n instruksie gegee en gesê, neem julle die steen weg. En vandag is daar instruksie wat deurkom, wat die Here sê, dat as jou en my verantwoordelikheid, om die blokkade weg te neem. Jy sien, het hang van jou en my af. God sal hom nie forceer op enige mens nie. Maar ek weet, wanneer ek en jy gehoorsaam is en ons luister, when we heed the voice of God, en ons neem die blokkade weg, dan breek die heerlike lig van God deur. The glorious light of God will break through in our lives. Jy sien, dit is nie dat die lig nie daar is nie. Die lig is daar. Dit is net omdat daar's 'n blokkade. Die voorsiening is daar, meneer. Die antwoord is daar, mevrou. Die genesing het gekom. Deur sy wonde het daar genesing gekom. Genesing is lig. Dis alles te doen met lig. Dis aspekte van lig. Die genesing is daar. Neem die blokkade weg. Wat is die blokkade? Ek en jy moet gaan vasstel. En ek wil vandag, wil ek hier los met hierdie gedagte, familie. Het baat jy, ons gaan op en af, rond, hardloop, en jy weet, ons gaan soek hulp by die en dit en daai nie. Ek en jy moet gaan kyk, wat is die blokkade? Baie keer is die lig, of as die oplossing maar net tydelik. Dit is net 'n hype. Maar as nie lankie, dan ondervind ek en jy maar net weer die blokkade, wat dit ook al is in jou lewe. Maar God help vandag, dat blokkades word weggeneem. God help vandag, dat die lig gaan deurbreek, die voorsiening, die genesing, wat dit ook al is, wat Christus vir jou en my gebring het, die vryheid, dit is alles lig, dit is daar, dit is 'n realiteit. Al wat jy moet doen, is om die steen weg te rol. Ek glo jy was geseën, ek glo jy was gestig, ek glo jy was gebou. En ek wil die vraag van vandag af, moet vir niks anders gaan as vir lig nie. Moet na niks anders luister as lig nie. As iets nie lig bring in jou lewe nie, as dit nie verligting bring, ware verligting bring nie, dan moet dit nie aanneem nie. God se Gees is in staat om lig in jou lewe te bring. Familie, tot volgende week. Ek sien uit om te hoor hoe die lig in jou lewe gemanifesteer het. Bly geseënd in Jesus naam. Amen.